Apologize for my American and my English friends. This time I'm going to use Vryburg Afrikaans. So, ek wil vanmiddag met julle praat oor die geloofsfonds. Maar kom ons begin by die woordjie geloof. En as ek aan geloof dink, dan kom hierdie storie in my kop op van die man wat een oggend vroeg hier in die Outeniqua berge 'n stappie gaan stap het, maar hy het hom bietjie misreken. Die oggend is dit baie mistig en dis die vorige nag gereën en dis maar bietjie glad. En hy het maar versigtig geloop en ou sou nou verwag dit gaan gebeur en toe gebeur dit, sy voet gly en hy val. En hy val van die kraans af. Maar ja, gelukkig vir hom is hier baie bome en net soos Tim Bix in daai boom geland het, kry die man 'n tak vasgegryp daarso en daar hang hy tussen hemel en aarde. Hy kan nie 2 voet voor hom sien nie en hy's baie paniekerig en hy begin skree, help, help. En na 'n rukkie gebeur daar niks. Hy roep weer, help, help. Niks gebeur nie. Hy besluit nee, miskien moet hy besluit om te bid. En hy vra, Here, help my asseblief. En daar kom 'n sagte stem uit die mis uit. Los die tak. En die man het afgekyk en hy kan nie sy voete sien nie en hy het opgekyk. En hy sê, is daar nie iemand anders wat my kan help nie? Help! Kort daarna kom die son deur en sien hy hang 'n skrale halwe meter van die grond af. Hy kon die tak gelos het. Is dit hoe my en jou geloof lyk? Wat sou jy gedoen het as jy in daardie man se skoene was? Maar die woord leer ons om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. En ons weet dat geloof hand in hand loop. En ek moes dit die laaste 3 jaar ervaar. Loop hand aan hand met vertroue. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Wat beteken dit vir jou om 'n stap in geloof te neem? Dit bring ons by die geloofsfonds. Jy sal sê, Jaco, wat is dit? Wie van julle weet daar bestaan 'n program soos die geloofsfonds? Ek twyfel dat daar baie van julle is wat weet dat daar nog 'n geloofsfonds is. Onder een visie val die geloofsfonds onder om saam te verenig, associate together. En dan reageer ons as manne van geloof en manne wat gee. So die geloofsfonds kry sy naam tradisioneel uit die gebied waar broer Rudy tans funksioneer in die International Countries Committee, dat daar is 'n tekort in 'n begroting van hierdie lande wat nie hulle Bybels kan befonds nie. En dis waar die geloofsfonds begin het. Is dat daardie tekort wat was om wêreldwyd Bybels te kan versprei in hierdie ander lande, is in geloof benader en dit het die doelwit geword vir geloofsfonds. So ja, die geloofsfonds vir ons in Suid-Afrika is om Bybels te befonds buite die grense van Suid-Afrika. En dit vra van ons in hierdie tyd waar ons is en waar almal die ekonomie skuld gee vir hoekom ons nie finansiëel kan bydra nie, kom dit juis om u geloof te toets vandag, of u vanaand u hand in die sak gaan steek vir die geloofsfonds. Want weet jy dat die konvensieoffergawe gaan uitsluitlik vir die geloofsfonds. Jy weet dat daardie geloofsfonds gaan om Bybels te befonds in daardie lande. En in die tussentyd is daar 'n nuwe fonds deur die internasionale kabinet goedgekeur wat die Barnabas Fonds
genoem word, die Barnabas Fund. Want daar is ook kostes verbonde in daardie lande om Bybels te vervoer, om mense te vervoer op plekke en om alles georganiseer te kry. Ek kan nie help om aan Lee Lockwood, wat tans 'n trustee in Amerika is, 'n getuienisse ding toe hy by in Mosambiek jare terug was vir 'n internasionale blits nie. En waar hy Bybels uitgehardloop het en waar hy op die grond op 'n tak gaan sit het, omdat hy moedeloos en hartseer was, omdat kinders gekom het en hom gesmeek het, net een ekstra Bybel. En hy het nie gehad nie. En hy sê hy was skaam om te vra vir geld. Maar hy het daar besluit, hy sal opstaan en hy sal nooit weer skaam wees om geld te vra vir wat nie, vir Bybels nie, want dit was nie vir homself nie. Broer Roelof, ek weet nie of hy nog hier is nie, maar hy kan vir broer Roelof vertel ook van die dae wat hy daarso was in Angola, hoe die kinders hom gesmeek het vir een ekstra Bybel. Wat is CD 100? Countdown 100. En wat is die verskil tussen Countdown 100 en die konvensie of die geloofsfonds? Soos jy sien, ons is maar 'n paar manne by hierdie konvensie. Daar's baie van ons broers en susters wat tans nie die konvensie kan bywoon nie. Die Countdown 100 is juis daar gestel sodat ons broers en sissies wat nie hier kan wees nie, ook 'n finansiële bydrae kan maak in die 100 dae in oploop na die konvensie toe. En dit word saam met ons konvensieoffergawe vanaand en hopelik nog môre, die van julle wat hier is, gaan ons probeer om daardie 1.1 miljoen dan op te maak. Die doel, 36.700 siele vir Rwanda. Gaan u 'n stap in geloof neem? Kom ek vertel u so 'n bietjie oor Rwanda. Rwanda is ook 'n land wat genoem word the land of thousand hills. Ongeveer 14.2 miljoen mense. 32 laars, daar word dit laars genoem, nie takke nie. En 288 Gideons. Dis die mees digbevolkste land in Afrika. En in 1994 tref 'n tragedie daardie land waar 1 miljoen mense in 'n kwessie van 100 dae vermoor word. Broer Ian Firth was in die vroeë 2000s was hy 'n regional field officer in Afrika gewees. En het hy vir ons vertel hoe baie mense tot geloof in Christus gekom het in daardie eerste 10 jaar na daardie volksmoord wat daar plaasgevind het. Vandag is Rwanda undoubtedly, soos die Engelsman sê, die skoonste land in Afrika, want elke laaste Saterdag van die maand is 'n skoonmaak aksie. En die president van daardie land, meneer Paul Kagame, neem deel aan daardie skoonmaak aksie in daardie land. Maar Islam is op die oomblik die vinnigste groeiende geloof in daardie land. Die Gideons is steeds aktief daar en broer Pierre Legrandsie gaan volgende jaar in Mei maand, net na ons eie internasionale blits, gaan hy 'n blits lei in Rwanda. En twee van ons broers, broer Charles Thiongo en broer Brad Hogan, gaan hom vergesel saam met 7 ander manne van oor die wêreld om 100,000 Bybels ook in Rwanda te gaan plaas, sodat God mense se lewens kan verander. Is u bereid om vanmiddag u geloof in aksie te demonstreer? Haal asseblief julle telefone uit. Ons gaan nou, kom julle mag nou julle fone uithaal. Alright, ek gee julle toestemming. Dis veilig, broer. Vat jou telefoon, maak sy kamera oop en neem daai QR kode af. En jy gaan sien daar gaan so 'n geel dingetjie op vir hom dat sê Gideons SA. Dan klik jy op hom. Kom ek leer julle gou-gou 'n lesie hierso in elektrotechnologie. Of anders te neem daai af en stuur dit nou terwyl jy sit vir 5 vriende.
en vra daar die 5 vriende of kontakte op jou telefoon, of hulle nie bidend wil oorweeg om ons te help om die 36.700 Bybels in Rwanda te befonds nie. Broers, die Here het u geroep om nie net in Suid-Afrika 'n verskil te maak nie, maar u kan 'n verskil maak in 200 lande in die wêreld deur middel van ons broers en sissies in daardie lande. Waar kom die vriende vandaan? Die vriende is nie 'n program nie, dis 'n inisiatief en dit sluit aan by die 6de kernwaarde om fondse te genereer. In die vroeë 2000, toe ek aangesluit het by die Gideons, het ons Saterdagoggende 'n geloofsfonds byeenkoms gehad en ons het die sakemanne van die dorp genooi om saam met ons te kom kuier en hulle het finansiëel bygedra. Hulle was niks anderste as ons vriende nie. Hoeveel van daardie manne het u al opgeteken as 'n vriend in u tak? Die vriende-inisiatief het vir ons nuwe geleenthede geskep, want meer as net individue kan nou vriende wees. Ja, jou plaaslike kerk, is hy al 'n vriend? Die skole wil gedurig gemeenskapsprojekte doen. Het julle al die skole genader om aan te sluit as vriende? U besighede kan aansluit as 'n vriend van die Gideons. En u is welkom om met my te kom praat oor hoe kan hulle ook 'n belastingvoordeel kry wanneer hulle as 'n besigheid aansluit deur hulle familietrusts. Ons het tans meer as 10.000 vriende opgeteken op die amptelike databasis. En ek weet daar's baie ander vriende wat nie amptelik aangeteken is nie, omdat hulle anoniem wil bly. En dis goed so. Minder as 1000 van daai 10.000 vriende dra tans finansiëel by. Maar jy het vanmôre gehoor, tussen 38 en 40% van ons bydra kom uit minder as 1000 finansiële vriende en maak 38% dan 40% van ons finansiële doelwit op. Verbeel jy net, as 2000 van daardie vriende finansiële vriende raak, wat se verskil maak dit aan die siele wat ons kan wen? In 65 van die 186 lande in die wêreld is daar minder as 3 laars. En die per capita inkomste is minder as $14 per dag. Hulle het nie soveel hulpbronne soos ek en u nie. Maar daar's een hulpbron waaroor hulle nie 'n tekort het nie. En dis toewyding en gehoorsaamheid om uit te gaan en die opdrag uit te dra. Ek sluit af met 'n getuienis van broer Ron Simpson, waar hy in Ethiopië gewerk het op 'n blits en hy 'n man ontmoet met die naam Faseda. Hy was 'n onderwyser, 'n toegewyde educator in Addis Ababa. Maar toe die kommuniste gekom het, en hy was toegewyde Christen en hy het die getuienis uitgedra, tydig en ontydig soos dit in die woord staan, maar die kommuniste het hom in die tronk gegooi. En selfs in die tronk het hy nie stil gebly nie en het hom vasgebind en in afsondering gesit, sodat hy nie die woord of die evangelie kon verkondig nie. Maar gelukkig deur gebed het daar 'n verandering gekom en is die kommuniste weer weg en is Faseda vrygelaat. En alhoewel hy alles verloor het, sê hy, he lost his job, his home and some of his family was gone. But he told Brother Ron that he had no regrets. He still had his Jesus. And now he was free to once again share the word of God. Please send us all the copies you can get. Gaan ons hom help, gaan ons broer Peer help en bemagtig om volgende jaar in Rwanda te gaan 36.700 Bybels van die 100.000 wat hulle wil plaas, te kan befonds
sodat ons 'n verskil kan maak deur ons geloof. Will you allow the Holy Spirit to increase your faith, to demonstrate that the gospel is our mission through our financial contributions tonight at the Convention Offering Faith Fund? Side by side, we will be striving for the faith in the gospel with one spirit, with one mind, and with one vision, because the gospel is our mission.